kan doen, né? Weet jy waar's Ester? In die Nuwe Lewende Vertaling is hy op my Bybel sy 812. Ek weet nie waar sy weet. Jackie het vir ons mooi laasweek geleer. Jackie, sê net eers vir ons, hoe was die KFC? Of wat het jy gaan koop? Daar sy, was dit lekker. Jackie het dit hard geleer en ek wil u uitnooi om te sê, as jy die boeke van die Bybel het, dan gaan ek uit ete vir jou sponsor, van die kerk se kant af. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ek wil. Jy het die moeite gevat om regtig by die Here uit te kom en daar's baie waarde daarin. Van ons kant af, van die gemeente se kant af, wil ons vir die moeders wat hier is of nie is nie, wil ons ook sê gelukkige Moedersdag. Julle is vir ons spesiaal, julle is kosbaar vir ons en ek dink nie ons sou lewe kon doen sonder julle nie. Amen. Ek weet vir my en my familie, as my vrou nie daar was nie, het ons in mekaar getuimel. Ons sou flat geval het. En vir die moeders, ons waardeer julle, ons gee om vir julle. En ek hoop julle mans doen vir julle iets spesiaal vandag. Ek hoop dat julle iets ten minste uit hierdie deal uit gaan kry. Dis een dag 'n jaar waar ons julle kan celebrate. Ek hoop daar's 'n ete en 'n geskenk en sommer 'n massage. Sommer al drie. Daar sê, preach it. Ek sal nou vir Jaco sê, Helga. As jy moet kyk in jou lewe, en ons lees uit Ester vanoggend, as jy moet kyk in jou lewe, is daar mense wat regtig waar al daar was vir jou. Iemand wat jy na kon opkyk. Daar's iemand wat jy kan sê, in my lewe, ek wens ek kan net wees soos daai persoon. Het jy al dit gesê? Ek wens net ek kan so mooi lyk soos hy, of ek wens ek het soveel haar, of ek wens ek kan dit van daai persoon, daai mooi persoon se karakter kry. En daar's baie keer hierdie mense, wanneer ons dink aan Moedersdag, dan dink ons aan opoffering. Dit is baie keer dan is hulle kos koud, sodat die kinders se kos warm kan wees, né? Maar ons almal het iemand in ons lewens waar ons kan opkyk, waar ons kan sê, hulle het 'n verskil gemaak in my lewe. En Ester was ook so iemand. Sy het die groter prentjie raak gesien. Sy het gedoen wat Mordegai haar oom van haar gevra het. Selfs wanneer dit vir haar moeilik was en sy onseker was, het sy dit gedoen. Sy het nie die maklikste lewe gehad nie, né? Sy was 'n weeskind gewees en dit was vir my so opvallend vanoggend. Ons is altyd so sensitief. Ons is altyd so sensitief met Moedersdag en Vadersdag, met ons eie kinderhuise kinders, né? Want dis altyd hierdie ding van, maar waar's hulle moeder? Waar's hulle vader? En hulle self struikel met daai idee. Jy weet, ons het 37 kinders op hierdie stadium en hulle self struikel met die feit dat hulle nie iemand het nie. En Moedersdag is baie keer so bitter, want Vadersdag, meeste van hulle het nie vaders gehad nie, so dis fyn. Jy weet, en in 'n manier het ek daai rol kon opvat vir hulle. Maar 'n moeder, dis swaar. En Ester self het nie die maklikste lewe gehad nie. Ek dink as sy vanoggend in die kerk kon sit, sou sy geassosieer het met wat ek sê. Maar God het soveel binne haar gesit. Partykeer dink ons ook, maar ons het nie veel om te bied nie. Maar God sien alles raak. Sy was gestuur vir 'n tyd soos die, sê die Bybel vir ons. En ons lees die storie van Ester in hoofstuk 1 en hoofstuk 2, lees ons mos nou van die koning wat gevra het, die koningin was die moet verskyn, en wat toe nou gebeur het, is sy wou toe nou nie verskyn, en was toe mos nou moeilik, en toe sê die koning, nee maar, weg met jou, en die soek het toe begin vir nog 'n nuwe koningin. En ons lees toe ons nou die storie in hoofstuk 2, en ons gaan lees van hoofstuk 2 vers 10, of ons lees van vers 9, dit sê,
Hegai was baie in sy skik met Ester en hy het haar baie goed behandel. Hy het gesorg dat sy goeie skoonheidsbehandeling kry en die regte dieet volg. Hy het 7 van die beste kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en hulle na die beste deel van die koning se harem verskuif. Ester het vir niemand gesê van watter volk sy kom of wie haar familie is nie. Mordegai het haar verbied om dit te doen. En lees ons verder in vers 17, het sê, maar die koning het Ester meer lief gehad as enige van die ander jong meisies. Sy was meer na sy sin as enige een van die ander. En dan lees ons later dat hy haar kies. Hy het haar uitgekies. En ons lees hoe daar bose planne gemaak word. 2 wagte wat die koning wou doodmaak en daar's 'n rede hoekom ek hierdie vir u sê. As u dit nou gelees het, wonderlik. Maar as jy nou nie tyd gehad het om hierdie week Ester te gaan lees nie, wil ek jou uitnooi om dit nog steeds te gaan doen. Ons lees in hoofstuk 2 en hoofstuk 3 dat die 2 wagte wat die koning wou doodmaak, Mordegai het seker gemaak, die oom van Ester het seker gemaak dat hierdie 2 mans nie die koning kon doodmaak nie. En ons lees in hoofstuk 3 eintlik hoe Haman, die koning se onderling, die hele tyd wou gehad het die mense moet buig. Hy het 'n verskriklike komplekse gesentreerde beeld van homself gehad en ons lees in vers 8 tot 15 dat Haman oorreed toe die koning. Hy sê, stuur hierdie ding uit. Hy oorreed hulle, maak die Jode dood. Maak die Jode dood. En as ek vanoggend vir u moes vra dat as die koning vandag, as die president vandag vir u moes sê, almal van u word doodgemaak, hoe sou u gevoel het? Hoe sou u gevoel het? Jy sou dalk 'n bietjie angs beleef het, jy sou dalk 'n bietjie onseker gewees het oor die dinge wat gebeur het. Maar ons lees in hoofstuk 4 dat Mordegai die groter prentjie raak sien en hy stuur vir Ester. Hy sê, Ester, gaan na die koning toe, verduidelik vir hom asseblief. En as jy nou die boek van Ester gelees het, sou jy geweet het dat jy mag nie net verskyn het voor die koning nie. Hy moes jou geroep het, jy het hom nie geroep nie, nê? En ons lees dat Ester die vrymoedigheid gevat het. Sy was dapper, sy was bereid om haar lewe op te offer om ten minste woorde met die koning te hê, sodat sy die groter prentjie kan raak sien, maar hy ook. En sy was bereid om haar lewe op te gee vir 'n groter doel. Ons lees dit in hoofstuk 4 vers 11. Dit sê, elke amptenaar van die koning en die volke in die provinsies van die koning weet dat enige man of vrou wat na die koning toe kom, as hulle nie ontbied is nie, volgens voorskrif net daar doodgemaak word, tensy die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek. En ons lees in vers 14, as jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan die uitkoms en die redding vir die Jode van 'n ander plek afkom. Jy en jou familie sal dan uitgewis word. Wie weet of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is, dat jy koningin geword het nie. Jy sien, daar's iets in hierdie teks wat praat van karakter. En as ek vanoggend vir jou moes vra, hoe lyk jou karakter? Hoe lyk jou karakter? Sou jy kon doen as jy in dieselfde posisie vanoggend was? Sou jy kon doen soos wat Ester moes doen? Bereid wees om jou lewe op te offer. En ek glo as moeder, sou jy 10-1 dit gedoen het. Miskien as vader sou jy dalk ook, as jy geweet het jou kinders gaan daaronder ly. Maar dit is 'n groot opoffering. En miskien is daar iets waar jy die Here vertrou, waar jy weet, jy moet iets doen. Maar dit is verskriklik moeilik. Miskien sit jy vanoggend onder omstandighede waar jy sê, Here, ek weet hierdie is die regte ding om te doen,
maar hierdie is moeilik vir my. Jy sien, baie keer is gehoorsaamheid en ons karakter meer belangrik as hoe moeilik dit is om dit eintlik te doen. Jy sien, karakter word nie getoets wanneer dit goed gaan nie. Karakter word getoets wanneer ons in die middel van ons grootste onsekerheid is. Wanneer jy weet die Here sê vir jou, doen dit, maar jy moet luister. Jy moet aksie vat. As jy stil bly, is dit nog steeds aksie. Jy sien, jou karakter word getoets in moeilike omstandighede, wanneer jy weet die mense rondom jou praat, of die mense rondom jou doen goed, wat jy weet verkeerd is. Maar karakter sê, ek sal dit doen, maak nie saak hoe moeilik dit vir my is nie. God vra van ons om gehoorsaam te wees, soos hy vir Ester gevra het. Hy het gesê, as jy dit nie doen nie, sal ek 'n ander manier bewerkstellig, maar ek wil jou gebruik. Ek staan uitdag in die haarkapper en ek gaan sny my hare, en dis asof die Here so aan my gees begin ruk, en ek kry die diep bewustheid van hierdie man, een van die haarkappers, en ek sien die seer wat hierdie man dra. Dalk is dit miskien omdat ek self sukkel met pyn, omdat ek self sukkel met die bewustheid van my kondisie, dat die Here dit binne my wakker gemaak het, en ek staan daar, en ek het nog nooit hierdie man ontmoet nie, en hy knip hare, maar ek het hierdie bewustheid dat die Here met my praat, en hy sê, bid vir hierdie man. Nou, ek het twee keuses gehad. Ek kon of gehoorsaam gewees het en gedoen het wat die Here sê, of gesê het, nee, maar wat gaan die mense nou dink? Hoe gaan hulle nou reageer? Want dit is mos nou, meeste van die tyd worry ons meer oor wat mense gaan sê of dink of doen, as wat die Here eintlik mos nou met ons gepraat het. En ek staan daar en ek sny my hare, een van die ander man sny my hare, en ek besef, dis nou of nooit. Dis nou of nooit, en in my lewe het ek al geleer dat gehoorsaamheid is die enigste ding wat ek moet doen. Wat ook al ek nou moet doen, ek moet gehoorsaam wees, en die ou is besig, en daar nou net iemand kom sit, daar so by hom, hy is 'n haarkapper, so hy is besig om hare te sny, en ek moet hulle gaan onderbreek, want ek wil mos nou gaan. En ek onderbreek hierdie man, en ek sê vir hom, kan ek vir jou bid? Die Here wys my verskriklike pyn. Het jy rugpyn? Het jy seer? Hy sê, jy sal nie glo hoe seer ek het nie. Na elke persoon wat ek sny, moet ek eers 'n bietjie gaan sit, en dan moet ek opstaan, en dan gaan sit ek weer, en ek staan op, en ek sit met hierdie verskriklike pyn. En ek sê vir hom, can I pray for you? En hy sê vir my, yes, en hy gaan aan. Dis 'n moslim ou. En hy sê vir my, en ek sê vir hom, nee, ek bedoel nou, kan ek nou my hande op jou lê, en kan ek nou vir jou bid? Hy het gedink, ek gaan by die huis vir hom gaan bid. Dus sê ek, nee, kan ek nou saam met jou bid? En in daai oomblik, is die heerlikheid van God daar. Of God hom genees het in daai oomblik, of nie, maak nie saak nie. Want die Here het my hart getoets. Die Here het my karakter getoets. Hy het gesê, Kyle, sal jy doen wat ek van jou vra? En as die Here vanoggend by jou moes stil staan, miskien staan jy in die Pick n Pay, of die Spar, of die Checkers, of die Woolworths, of waar ook al jy jouself bevind, is jy ingestel genoeg om te weet dat die Heilige Gees met jou wil praat, deur jou wil praat, daar wil wees vir mense. Is jy ingesteld genoeg om te sê, Here, ek wil U dien, ek wil doen wat U van my vra. Jy sien, want elke oggend as ek wakker word, het ek hierdie amper 'n mantra wat ek vir myself sê. En ek sê, Here, ek wil ingestel wees tot U Gees. Ek wil luister, help my om daai klein, fyn stemmetjie raak te sien. Miskien is dit vanoggend om te sê, Here, maak my oë oop. Maak my gees oop. Want ons gees kan baie keer so toe wees, dat nie as God met jou kan praat nie. Miskien is dit 'n uitnodiging vanoggend vir jou, waar jy kan sê,
Maak my hart oop, Here, maak my weer oop. Jy sien, want dit maak nie saak wat se stryk ons lees in hoofstuk 5 en hoofstuk 6, waar die stryk wat eintlik gestel is, waar Haman homself wou vereer, word gebruik om wie te eer? Mordegai. Die koning vra vir Haman, wat moet ek doen om 'n man te eer wat my lewe gered het? Wat moet ek vir hom gee? En dan gee die koning hierdie lang lys van goed. En dit gaan verder, ek gaan dit vir u lees, dit sê in hoofstuk 6 vers 7, dit sê, as die koning iemand graag wil vereer, moet hulle van die koning sy klere bring wat hy self gedra het, en die perd waarop die koning self gery het, met die koning se embleem op sy voorkop. Die klere en die perd moet vir een van die hoogste amptenare van die koning gegee word, en hy moet die klere aantrek vir die man wie die koning graag wil vereer. Die amptenaar moet dan die man op die perd laat ry en hom op die stadsplein lei, terwyl hy uitroep, dit is wat gedoen het met die persoon wat die koning graag wil vereer. En dan lees ons in vers 10, dan sê dit uitstekend, en Haman wil eintlik vir homself, hy het hierdie ding voorgestel, eintlik nie vir iemand anders nie, hy het gedink die koning wil my vereer. En dan sê die koning uitstekend, gaan voort en doen dit met die Jood Mordegai. Die plan wat hy gemaak het, hierdie plan wat hy, onthou, ons lees in hoofstuk 3, 4 en 5, dat Haman wou Mordegai doodmaak, hy wou die Jode verwoes. En hier gebruik die Here juis Haman se plan teen hom. Die stryk wat hy gestel het nie gewen nie. En dit wil ek vanoggend vir u sê, maak nie saak waar jou omstandighede vanoggend is nie. Die stryk wat dalk vir jou vooruitgestel is deur ander mense of goed of omstandighede sal nie geskied nie. Want die bloed van Jesus is oor jou. Die mense kan 'n stryk voor jou stel, maar die bloed van Jesus sal jou beskerm. Dit maak nie saak wat ander mense doen of nie doen nie, of hoe hulle jou intimideer nie. God is vir jou. En wanneer God vir jou is, kan niks teen jou wees nie. Die storie van Ester vertel juis hoe die guns van die Here lyk. Hoe die guns van die Here lyk, wanneer haar karakter getoets word, wanneer sy juis doen wat God van haar vra, dan wys dit juis, kyk, hier is 'n persoon wat die guns van die Here beleef. Sy verskyn voor die koning en sy gaan nie dood nie. Die koning lig sy scepter en hy gaan verder later en hy sê, sy kom 'n tweede keer voor die koning se teenwoordigheid en die koning sê, wat ook al jy soek, dit sal ek van jou gee. Hy sê, ek sal helfte van my rykdom sal ek vir jou gee. So lief is ek vir jou. Ons lees in hoofstuk 8 vers 3. Dit sê, Ester het toe nog 'n keer gewaag om voor die koning te praat. Sy het huilend by sy voete neergeval en hom gesmeek om die bose plan wat Haman die Agit teen die Jode beraam het tot niet te maak. En dan kom die koning en hy sê, maar ek kan nie dit, ek het al klaar 'n proklamasie gegee, ek het al klaar die briewe geskryf om te sê dat julle kan die Jode doodmaak. Maar hy sê een ding verder en is dit nie wonderlik hoe die guns van die Here, hoor wat volgende gebeur. En ons lees in hoofstuk 11, in vers 11, dit sê, in die briewe is geskryf, die koning het toe nog briewe gestuur en hy sê, dat al die Jode in elke stad die vergunning gegee word, om hulle self te verdedig. Jy sien, dis al wat hulle nodig gehad het, want in die eerste proklamasie het dit gesê, die Jode moet almal doodgemaak word. En in die tweede proklamasie kan dit gesê word, want voorheen, as jy onder iemand was, kon jy nie terugveg nie. Maar hier sê die koning, dat hulle kan terugveg,
Hulle moet hulle self verdedig. Ons almal is op pad na 'n oorlog. Of miskien sit jy in hierdie stadium in 'n oorlog. Of miskien kom jy nou net uit 'n oorlog uit. Jy sien, dis nie of nie, dis wanneer. As gelowiges is ons nie gespaar om hierdie ding te mis nie. Ons is nie gespaar om deur moeilike tye te gaan nie. En miskien sit jy hier vanoggend en jy is onseker. Maar ek wil vir jou sê, die belangriker ding is dat jy moet seker maak dat jou karakter reg is as jy in die oorlog ingaan. Maak seker jou karakter is reg en as jy uit hom uitkom, moenie jouself vereer nie, maak seker jou karakter bly reg. Want dan sal geen situasie jou ooit kan oorwin nie. Jy sien ons lees in hoofstuk 9 en 10 dat hulle kon terugveg. Hulle het die oorwinning toe gekry. Maar jy sien, voor Ester voor die koning gegaan het God haar voorberei. God het haar voorberei. Sy het eers voor die koning van konings gestaan, voor sy voor die koning gestaan het wat voor haar aangestel is. Sy moes eers haarself in perspektief bring, voor sy kon gaan verstaan voor die koning. En wanneer ons daagliks uitgedaag word, waar ons families aangeval word, wanneer in vandag se lewe, wanneer die waarheid nie meer die waarheid is nie, waar ook al jy gaan, moet jy woorde tel met mense, want hulle glo nou in he, them en jy weet, pronouns en verskillende dinge. Wanneer die waarheid nie meer die waarheid is nie, dan herinner Ester se storie ons dat die belangrikste ding nie die oorwinning was nie, maar dat dit haar karakter was. Dat die gelowige se sterkste wapen in hierdie wêreld is nie geld of status nie, maar is karakter. Dis dat jy kan regstaan om te weet dat God saam met jou is in elke omstandigheid. Jy sien, wanneer ander kompromieer en wanneer hulle probeer om nie mense te offend nie, dan staan ons vas. Wanneer ander paniek saai en onsekerheid, dan bid ons. Want ons is gelowiges. En as ons sê ons wandel in die woord, dan moet die woord regtig waar iets in ons harte kom doen. Dan moet dit iets in ons harte kom doen. Wanneer daar 'n slegte omstandigheid in jou lewe kom, dan moet jy kan sê, ek gaan bid, ek gaan deurdruk, ek gaan die Here vertrou. Want hy sal my lei. Hy sal 'n pad vir my maak. Wanneer ander buig tot die dinge van die wêreld, buig ons voor God. Ons sê, Here, asseblief help my. Wanneer laas het ons op ons knieë geval en gesê, Here, asseblief tree vir my in. En ek bedoel nou nie hier dat jy dit geestelik moet doen nie, ek praat van letterlik. Ek praat van letterlik. Wanneer laas was ons op ons knieë, waar ons gesê het, Here, tree vir ons in, doen iets, voorsien vir ons 'n wonderwerk. Want jy sien, dis die een ding wat Ester en Mordegai reg gekry het, is hulle geloof in God het nooit gewankel, selfs in hulle moeilikste omstandigheid nie. God is besig om 'n generasie van Esters op te rig. Dis ek en jy. En hy vra vandag vir my en vir jou, hoe lyk jou karakter? Is daar iets wat jy moet aanwerk wat jou karakter afbreek? Is daar iets wat jy anders moet doen, meer gehoorsaam moet wees tot iets? Jy sien, want jy is nie per ongeluk waar jy is in jou werksplek nie. Jy is nie per ongeluk waar jy is in jou familie nie. Jy is nie per ongeluk in die omgewing wat jy in bly nie. Jy is geplaas hier vir 'n rede. Jy is nie gered om stil te bly nie.
Jy is ook geroep om waar ook al jy gaan, te vra, Here, help my om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Dit is om vir iemand te sê, is jy okay? Is om te luister wanneer iemand voor jou staan, en jy voel iets hier binne jou hart van harte, en jy weet die Here praat met jou, om nie die stemmetjie af te draai nie, om nie te sê, nee, ek sal dit nou doen, of wat sal hierdie persoon nou vir my sê, as ek dit vir hulle sê nie. Ons lees in Ester 4 vers 14, dit sê, jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. En ek wil vir jou vanoggend sê, God posisioneer jou. Hy posisioneer jou familie. As jy dalk vra, hoekom is ek by hierdie plek? Dan is dit juist omdat God jou daar wil gebruik. Moenie sê, nee, maar Here, ek wil nie. Dis juist die plek waar die Here met ons wil werk. Dis juist waar ons lig en sout vir hierdie wêreld moet wees. Ek wil jou bemoedig vanoggend en ek wil afsluit. Staan vas. Staan vas. Veg met jou geloof. Moenie net stil staan nie. Gebruik jou geloof. Praat hierdie ding deur met God. As jy vra, ek het laasweek vir jou gesê, God is nie geïntimideer deur jou vrae nie. Habakuk het self baie vrae gevra. Hy het gesê, Here, waar is U? Jy hoef nie geïntimideer te wees deur vrae te vra nie. En laastens, laat jou karakter preek voordat enige woord uit jou mond uitkom. Laat mense na jou kyk. Nog voor jy enigiets vir hulle gesê het, dat hulle kan sê, daar is 'n vrou van God. Daar is 'n man van God. Nog voor jy vir hulle iets gesê het, nog voor jy mooi praatjies kon maak, laat jou aksies, dit wat jy doen, dit wat jy vir die wêreld wys dat jy 'n man of 'n vrou van karakter is. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is lief vir ons. En Here, waar ons vanoggend moet inwaarts kyk en ons moet kyk, Here, maar hoe lyk ons karakter? Is ons karakter goed? Is ons karakter sleg? Here, wanneer dinge moeilik raak, Here, hoe reageer ons? Wat doen ons? Wys ons aksies, Here, dat ons geloof het? Of wys ons aksies dat ons eintlik net bang is en toegee na die wêreldse dinge, nie die wêreldse standaarde? Here, kom werk met ons. Kom raak ons aan, Here. Here, ek wil vanoggend kom bid vir 'n spesiale invulling van U Gees. Here, ek wil kom bid vir 'n bewustheid vanoggend vir elke persoon wat vanoggend sê, ek is reg om my hart oop te maak. Here, vir hulle wil ek kom bid, Here, dat U hulle sal sensitief maak vir U Gees. Here, dat U hulle instel tot U stem, Here, dat hulle self instel tot U stem. En Here, dat hulle werklik waar gehoorsaam sal wees in elke aksie, in elke gedagte, en elke ding wat U vir hulle vra om te doen. Wees met hulle hierdie week, wys vir hulle waar U wil werk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ook een laaste gedagte met Ideon is hierdie gedagte in my voorbereiding nog selfs voor ek my preek geskryf het. Die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Die sensitiwiteit. Jy kan hom mis want jy is so besig. Maar die ingesteldheid van die Heilige Gees kom net na die wat vra daarvoor. Wat 'n bewustheid skep onder hulle self daarvoor. Anders gaan die omstandighede van die wêreld jou verswelg. Maar die wat ingestel is tot die Heilige Gees staan en kyk anders na dinge. Ons staan saam, ons gaan ons slotlied sing, helder uit ons die
mandjies uitgegee en u kan u offers en tiendes, die mandjie gaan verbykom en u is welkom om dit ook in te gooi. Ons staan saam. Julle kan sien ek mute my mikrofoon as sy begin sing. Dis die een talent wat die Here nou nie vir my gegee het nie. So as jy nou wil kom sing, kom doen dit vir die Here. As jy die talent het, nê, ontvang die seën van die Here. Mag die Here vir jou uitgaan hierdie week. Mag jou karakter wys in elke omstandigheid en elke aksie wat jy doen. En mag jy 'n voorbeeld vir hierdie wêreld wees wat dit so desperaat nodig het. Amen. Gemeente, kom drink lekker koffie saam met ons. Ek sien die kinders is nog besig. So kom drink 'n lekker koppie koffie en 'n lekker koekie saam met ons en kom ons geniet mekaar se teenwoordigheid maar. Jesus is ons alles.